gebed. Mense, luister, God gee my skrif wat ons moet bid. Vanoggend, dankie Jackie is aan. Kan ek die ligte kry hiervoor, dankie. En soos ek gesê het, ons is so in die gees, want die Here stuur iemand in, wat wil saam met ons begin bid, op 'n donderdagoggend. Ek sê, jy sien, die wêreld is gebroken, dis stukkend, mense moet by die Here uitkom. En dankie vir elke vrou se gebed, wat gaan opstyg voor die troon van genade. En dat God gaan antwoord en verhoor dit wat die Here vir ons ontstoor het. Ek deel hier die woord, soos die Heilige Gees het op my hart geplaas het, skrif. 2 Kronieke 7:1, merk dit in jou Bybel, mense Bybel kan jy inwerk, mense ek onderstreep in my Bybel, sulke kraggedeeltes, kyk wat sê die woord. En net die Salomo sy gebed voleindig het die vuur uit die hemel neergedaal, die brandoffer, die slagoffer verteer, en die heerlikheid van die Here het die huis vervul, en die priesters kon nie in die huis van die Here ingaan nie, want die heerlikheid van die Here het die huis vervul. Daar was die vuur van heerlikheid. Sissies, luister, ons het die vuur van heerlikheid in hierdie kerk nodig. Bid asseblief saam met my. 2 Kronieke 7:1. God wil homself openbaar in hierdie plek. As God se gees is, kan mense in 'n oortuiging kom. Dis die gees van God wat ons kan oortuig van sonde, van oordeel, van geregtigheid. Amen. Dat die Here bemoeienis maak met mense. En dat mense in 'n oortuiging gaan kom. Dis net wat God kan doen in mense se harte. Mense die liefde van Jesus nodig. Daar's die eerste ding wat ons kan bid vanoggend. Kry mense, kom ons bid, dat mense in sy teenwoordigheid inkom, bid vir siele. En sê, Here, dankie, as U ook iemand op my hart wil hê, wat ons kan inbring in die teenwoordigheid van God, dat die Here bemoeienis kan maak. Glo julle dat God hom in oomblikke op 'n magtige manier kan openbaar? Ja, hier staan dit. 1 Konings 18 vers 37. Het die volk so in 'n oortuiging gekom van Jesus. Kyk wat sê die woord. Antwoord my Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U die Here God is en dat U hulle hart tot U laat terugkeer. Daarop het die vuur van die Here neergedaal en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer. Ja, die water wat in die sloot was opgelek. Dan lees ons, die hele volk het gesien wat daar gebeur het. Sissies, kyk wat sê hierdie woord. Hulle het op hulle aangesig geval en gesê, die Here, hy is God. Die Here, hy is God. Amen. Sissies, in 'n oortuiging. Kom mense in 'n oortuiging. Kan God hom in oomblikke openbaar. Kragtig. So wonderlike gedeelte. Sissies, dan kyk jy die gedeelte. God kan in oomblikke gebede beantwoord. Ek en jy moet kan deurbid. So wonderlik. Wat doen hy Elia? Hy bid deur. Sissies, en die 7de maal roep hy, daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand uit op die see. En in 'n oogwink was die hemel swart en die wolke en die wind en 'n groot reën het gekom. Kan ek 'n amen kry? Hoeveel keer stuur hy sy diensknegt? Sissies, tot 7 maal. Kom, kry iemand op jou hart wat jy kan bid. En begin volhardend bid dat die persoon tot redding en bekering kom. 'n Persoon kan net tot redding en bekering kom as iemand vir hom bid. Kan ek 'n amen kry? Sissies, ek wil net hê julle moet skrif neerskryf. Dit is so belangrik, die skrif wat julle kan gaan bid. As ek skrif gee, skryf net die skrifgedeeltes neer. Om volhardend te kan bid. Bid vir die heerlikheid van die Here. 2 Kronieke 7:1, dit het ek gesê. God kan in 'n oomblik openbaar. Glo dit wat jy bid. 1 Konings 18:37. En dan bid volhardend, sê God se woord. En dan hierdie gedeelte, sissies, so wonderlik. Kyk almal vir my. Kom ons tree in. Kom ons begin bid vir Rustenburg. Rustenburg is soveel nood. Luister, hier is soveel behoefte. Hier is soveel kosbare mense en siele wat moet in Rustenburg moet inkom. Bid teen diefstal, bid teen geweld, bid teen kapings, bid teen alles wat ons aangaan. Die dae is boos. Sissies, 2 Kronieke 7:14, net daai skrif, skryf dit net neer. Jy kan dit gaan merk in jou Bybel as jy die skrif neer
geskryf. Skryf net die skrifgedeelte. En my volk, oor wie ek my naam uitgeroep het, hulle verootmoedig en bid en sy aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek hulle uit die hemel hoor en hulle sondes vergewe en hulle land genees. God sê, as ons onsself gaan verootmoedig, as ons gaan begin bid, gaan hy die land begin genees. So wonderlike gedeelte, dit wat die Here sê, en as die Here dit vir Ninive gedoen het, hoekom kan hy dit nie vir Rustenburg doen? En hier gaan ek praat oor Jona, sissies, so wonderlike gedeelte. Die Here roep by Jona, prediking, hy het gepreek, nog 40 dae, dan word Ninive verwoes. En die manne van Ninive het God geglo en 'n vasdag uitgeroep, groot en klein het in 'n rougewaad geklee. Toe die koning opgestaan van sy troon, hulle tot God geroep, hulle bekeer van hulle verkeerde weë, hulle het gereageer op God. As ons gaan begin bid, Here, dankie dat U antwoord ons gebede. Mense moet tot redding, mense moet tot bekering kom. En dan vers 11, en God het hulle werke gesien, dat hulle bekeer het van hulle verkeerde weë. Toe het God berou gehad oor die onheilwyte gesê, wat hy sal aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. God red 'n hele stad. Sissies, hy red Ninive. Kan God Rustenburg red? So as jy bid vir Rustenburg, dan sê jy, Here, dankie U het vir Ninive gered. Dankie Here, ek verootmoedig myself voor die Here, ek bid. Dankie Here dat ek namens mense hulle sondes gaan bely. En dat U gebede gaan begin antwoord en verhoor en ons land begin genees. Sissies, weet jy wat het ons nodig? Uitstorting van God se Gees. So elkeen gaan begin bid, elkeen tot die Here begin roep. Net hierdie skrifgedeeltes merk in jou Bybel. En begin memoriseer en roep voor die Here. Sê, Here, dankie vir dit wat U instoor het vir ons. Kosbare, verlore mense moet inkom in God se. Kan ek 'n amen kry? Ek wil vir jou sê, ons is so in eindtye as ons sien wat aangaan in hierdie wêreld rakende die hekkery van hoe hulle die fone hek, hoe hulle sekere departemente hek en dan ons op pad na die 666. Ons is in eindtye. Tannie Franse stuur vir my 'n video van hoe die islams besig is om kerke op te koop. Mense wat nie na kerke toe gaan nie, en wat hulle in oomblikke 'n moskee maak, wat hulle God begin aanbid, Allah begin aanbid. Sissies, ons het bid werk. Ons moet teen hierdie goed begin bid. Ons moet begin bid vir redding, bekering van siele in Rustenburg. Dankie Tannie Francis vir daai video. Tannie is bevestiging my woord vanoggend. Ek hou van mense wat in die gees is. En dat mense visioene kan sien. Dat mense 'n ontmoeting met die Here kan hê. So belangrik wat in hierdie dae aangaan. Ek wil vir jou sê, sissies, Johannes 12:48. Julle kan net die skrif lees. Skryf net die belangrik net die skrif. Net skrif wat ek vir julle gee. Wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel. Die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Glo julle aan 'n oordeel wat aan die kom is? Ons is in 'n genade tyd. God gaan mense oordeel in die laaste dae. En ons sê, Here, dankie vir redding, dankie vir bekering. 'n Kraggedeelte vir my is Handelinge 1:14. Wat doen die apostels? Hulle bid eendragtig in die boventrek. Een visie, een doel, die uitstorting van God se Gees. As ons begin eendragtig begin bid, tot God roep, elke gebed wat die troon kan nader. Een doel, Hannetjie, verlore mense. Dankie Here vir dit wat U gaan doen in ons lewe. Ek het elke sissie nodig om te bid. Jy gaan nie jou gering ag nie. Het skrif neergeskryf vanoggend. Dankie vir dit wat die Here in ons midde doen. En God gaan julle gebede begin beantwoord, verhoor. Dan gaan 'n blessing, dan gaan 'n seën oor julle lewe in beweeg. Kry iemand wat julle kan begin bid, begin intree. Bid volhardig tot daai persoon tot redding en bekering kom. Dan moet 'n dag kom wat God 'n omkeer gaan bring in die naam van Jesus. So ja, kom ons bid Amos 8:11. Jy kan gaan lees wat sê Amos 8:11 sê. Jy kan hom weg in jou Bybel. Hy sê, God het daai woord van een vir geen vasstryd. Hy sê, nie soseer 'n honger meer na die vleeslike water en brood nie,
maar na die woorde van Jesus. Wat praat ek? Nou hierdie woord, om weer 'n honger te kan kry, en God se woord te kan lees, en te kan begin bestudeer. Al hoe jy geestelik groei, is God vir ons 'n honger release. Here, release 'n honger in ons lewens. En dat mense weer 'n honger kan kry. Bid vir honger, bid vir 'n dors. So 'n wonderlike gedeelte. So ja, Here antwoord ons gebede. Kom ons sit net so, dan sluit ons die Here, wat 'n wonderlike woord vanoggend. Here, ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U aanbid. Here, ek deel vanoggend skrifgedeeltes met hierdie vroue, dat ons sal begin bid vir die heerlikheid van God in hierdie kerk. Dat ons sal bid, Here, dat U Gees begin bande gaan breek in die naam van Jesus. Here, ons het 'n openbaring van die Here in hierdie dae nodig. En ek wil die Here begin loof en prys en aanbid vir Rustenburg. Ek roep kosbare siele in van die noorde, die ooste, die suide, die weste. Dankie vir kragtige bidders, vrouens wat bid in hierdie plek. Here, ons gaan in die eenheid U aangesig soek soos apostels in die doofvertrek. Eendragtig, volhardend begin bid en God begin glo en vertrou. En Here, dankie vir dit wat U vir ons instoor het. Ek wil die Here begin loof. Ek wil die Here begin prys. Here, ek wil hom begin aanbid vir 'n honger, 'n dors, verandering in mense se lewens. Here, ek weet daar's blydskap in die hemel oor elke kosbare verlore mens wat inkom in God se koninkryk. Ek breek elke band van die werk van die vyand oor hulle vanoggend in Jesus naam. Ek roep hulle in die koninkryk van lig in. En ek sê dankie Here vir dit wat U vir ons instoor het in Rustenburg by hierdie vroue bediening, kragtige intercessors. En ek wil die Here begin loof, ek wil die Here begin prys, ek wil hom begin aanbid vir gesalfde gebede wat gaan beantwoord word en verhoor word